vanoggend is ons by die Geesvervulde Lewe aflewering 4 of sessie 4 of preek 4 as jy wil. Goed, so daar's so 6 boodskappe in hierdie reeks wat ek baie graag met jou wil deel en die rede daarvoor is daar is 6 wat genoem word in seilvaartopleiding, die 6 Sailing Essentials. Wêreldwyd word seilvaarders so opgelei, so 'n bietjie van 'n feedback op my klank. En ons het daardie essentials gevat om te verstaan hoe werk die Heilige Gees. Maar miskien het hulle die Heilige Gees gevat om te verstaan hoe werk dit om te seil, nee, dalk eerder. Maar die 6 Sailing Essentials word universeel aangebied vir mense wat wil seilvaart ontdek en leer ken. En dan word mense geleer hoe die wind werk en hoe die windenergie gekanaliseer word in bewegingsenergie in. En hoe kan ons van punt A na punt B beweeg? Om van punt A na punt B te kom is eintlik die lewe. As ons bietjie daaroor kan filosofeer. En dis die lewe. Die lewe gaan oor van een plek na 'n ander plek kom. Dis waaroor die lewe gaan. Dis hoekom mense mobiel wil wees, nee, dis hoekom mobiliteit een van die grootste temas van die lewe is. Hoe ouer ons word, hoe meer ons aanstaan in ons jare, hoe belangriker word dit om mobiel te bly. Jy al so iets gehoor? As jy net nie is jy nog nie baie oud nie. Goed, so as jy 40 staan, gaan jy begin hoor van mobiliteit, nee, op 50 gaan jy dit moet begin toepas. En ons wil mobiel bly deur ons lewens en hoe langer ons mobiel kan bly, hoe langer bly ons onafhanklik en kan ons osself versorg, nee. En kan ons lewens lewe wat ons graag wil lewe. As ons minder mobiel word, dan begin ons afhanklik word en ek wil hê moet dit hoor, is belangrik. Dit is nie 'n biologieles nie. Hier is 'n geestelike les. Hoe minder mobiel ons word, hoe meer afhanklik word ons van ander mense om inspraak te lewer en hoe meer afhanklik ons word, hoe meer verloor ons van ons eie identiteit. Praat van filosofeer. Goed, hier is waarhede wat jy moet verstaan. Goed, hoe minder mobiel jy is, hoe meer afhanklik word jy. En hoe meer afhanklik jy is, hoe minder van jou eie identiteit kan leef. Want ek het ander mense nodig en eventueel wanneer ek 100% afhanklik is dit ander mense wat deur my leef. Dit is iemand jou hand moet vat en sê maak so, dan het daardie persoon besluit wat my hand gaan maak, want ek kan nie myself besluit nie. Wanneer iemand anders jou in 'n reistool moet sit en jou iewers heen stoot, het daardie persoon besluit hoe laat en op watter manier gaan jy daar aankom. In erge gevalle, gevorderde gevalle van afhanklikheid, kan mense hulle self nie meer versorg en gemeer nie, en self aantrek nie, en self kies, maar ek wou nie dit vandag aangehad het nie, maar nou trek jy dit vir my aan. Nou moet ek dit my aantrek, nee, so partykeer word ons afhanklik en is moeilik. Jesus praat met Petrus so oor die laaste dae van sy lewe. Hy sê in die laaste dae van jou lewe, daar waar hulle die visse gevang het, nee, op die strand. Sê in die laaste dae van jou lewe sal hulle jou omgord en jou vat na plekke wat jy nie wou gewees het nie. Sprekend van die dood wat hy sou sterf en die Here my verheerlik daarmee. Maar hulle sou sy onafhanklikheid weggeneem het en dit is hoe hy gemartel sou geword het en gesterf het. Ons onafhanklikheid is baie belangrik. In die geeswêreld is dieselfde beginsels van toepassing en dit beteken net dat wanneer ons self met God die pad kan stap, kan ons onafhanklik bly vir 'n gesonde rede. Dit beteken nie ons is geïsoleerd en alleen nie, maar dit beteken dat ek kan met God kontak hê. En ek kan by die Here uitkom en ek kan deelneem en ek kan my eie geestelike identiteit uitleef. En dit is 'n wonderlike voorreg. Godsdiens leer ons om ons identiteit op te gee en afhanklik te word. So in baie geestelike omgewings, kerkomgewings, word mense afhanklik van 'n individu wat al die identiteit bepaal en mense verloor hulle eie geestelike identiteit. Ons word maar net 'n groep mense, net tropdiere. En terwyl die koninkryk van die Here ons nooi na persoonlike verhouding met die Here. Toe Jesus kom, het hy nie gesê die koninkryk het in Jerusalem gekom nie. Jesus het gesê die koninkryk het in julle harte gekom. Dis baie persoonlik. Goed, dit beteken dat ek en jy geestelik aktief kan wees en mobiel kan bly en ons eie identiteit geestelik kan hê. Ek beleef die Here op 'n unieke manier en jy beleef die Here op 'n unieke manier en God se verhouding met jou is uniek. Dis anders as God se verhouding met my. My belewenis en my interpretasie van die Here is uniek. Maar as jou enigste kontak, omdat jy geestelik nie meer mobiel is nie, omdat jy afhanklik geword het, as jou enigste kontak met God ek is, gaan my geestelike identiteit in jou begin leef en jy gaan nie jou eie identiteit en jou eie belewenis en jou eie ervarings, dis persoonlike verhouding met God, kan uitleef nie. Want iemand sê vir jou van vooraf, wat moet jy doen? Iemand sê vir jou, vat jou hand en doen dit. Nee, of iemand sê vir jou, vat jou voete en loop daarna toe. Of iemand sê vir jou, jy kan nie op 'n ander plek voor God staan as in daardie posisie nie. Dit is jou geestelike posisie.
So wat gebeur het is ek het my onafhanklikheid verloor en ek het 'n ander identiteit aangeneem en dis eintlik die roete van godsdiens. En dis hoekom Jesus so 'n probleem gehad het met godsdiens. Godsdiens roof mense van persoonlike verhouding met God. Ons kom maar in 'n stelsel by mekaar en ons word gevoer. Nou dit beteken nie ons kom nie by mekaar nie. Dit beteken nie dat ons nie lering nodig het nie. Maar wat belangrik is dat jy jou eie belewenis sal hê. Nou terug by die reeks, die geesvervulde lewe. Ons het so 'n paar temas het ons al bespreek. En ek wil vandag so net so 'n bietjie hersiening met jou doen vir 'n paar oomblikke, net seker maak jy is met ons en ons het eerste keer besoekers hier en miskien is dit die eerste maal wat jy aanlyn inskakel en dan wil ek seker maak dat jy verstaan waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Nou dit laat my dink aan ons skrifgedeelte uit Johannes 3. Jesus praat met Nikodemus in Johannes 3 en dan praat hy met oor die wind wat op pad is na plekke toe en so meer wat ons nie altyd verstaan nie. Dit klink asof Jesus vir Nikodemus sê, jy moenie verstaan hoe die wind werk nie, maar Jesus sê vir Nikodemus, jy verstaan nie hoe die wind werk nie, want jy is nie geesvervuld nie. Goed, so miskien kan ons dit net saam lees, daar's dit op die skerm. Die wind waai wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nou in die Afrikaans klink dit daar of Jesus vir Nikodemus sê, almal wat uit die gees gebore is, weet nie. En dis nie wat Jesus sê nie, hy sê vir Nikodemus, jy weet nie. En hy sê, jy weet nie hoe mense wat geesvervuld is funksioneer nie. Soos almal wat uit die gees is. Hy sê, Nikodemus, wanneer jy kyk na mense, Jesus sê, soos ek, Jesus sê, Nikodemus, jy kom soek my, en Jesus is geesvervuld, en hy sê, jy verstaan nie wat God mee besig is nie. Dis hoekom hierdie vir jou vreemd is. Jy verstaan nie waar God vandaan kom met hierdie individu, en waarheen God op pad is met hierdie individu nie, want jy verstaan nie die geeswêreld nie. Elders, jare daarna, kom Paulus en hy skryf, hy sê die dinge van die gees is dwaasheid vir die vlees. En dis wat Jesus van Nikodemus daar sê. Die dinge van die geeswêreld is dwaasheid vir die vlees. Dit beteken dat wanneer jy 'n pad stap met iemand, of vriende is met iemand, of dalk 'n gemeente deel met iemand, wat geesvervuld is en jy het nog nie daardie geesbelewenis nie, of jy neem nie deel op daardie vlak nie, miskien is jy geesvervuld, maar jy het nog nie begin deelneem nie, dan verstaan ons nie, wat mense mee besig is nie. Mense sê goed, mense beleef goed, mense doen goed baie keer, wat dalk vir jou vreemd is, en jy onseker is oor waar hierdie persoon nou vandaan bel, jy weet, met hierdie storie. En Jesus sê vir Nikodemus, nou Nikodemus was 'n briljante man gewees, hy was 'n wyse man gewees, 'n geleerde man gewees, hy was die hoëpriester gewees in daardie seisoen in Jerusalem, en hy was 'n goeie, effektiewe hoëpriester, want hy was geliefd gewees onder die mense, hy het sy werk kon doen, hy het sy teologie verstaan, en tog sê Jesus vir Nikodemus, hy sê, moenie jou verbaas dat ek vir jou sê, jy moet wedergebore wees nie. Ek het geleer in my teologiese studies, het ek geleer, daar's baie goed op papier wat ek van kan kennis neem, maar daar's belewennisse wat net in persoonlike verhouding met God verstaanbaar is. Ek kon baie eksamens voorstudeer en slaag, en ek het my kwalifikasie gekry. Nou dis nie die probleem nie, dis soos Nikodemus was. Nee, ons kan maklik daar beland, ons kan baie woordkennis hê, baie mense sê, ek het in my lewe 3 keer deur my Bybel gelees, van voor tot agter. En dit is wonderlik, en dit is wonderlik as ons 'n liefde vir die Bybel het, maar daar is belewennisse wat net in persoonlike verhouding met God 'n getuienis sal word. Jy kan dit nie op papier lees nie. Dis goed om die teorie agtergrond te hê, maar as jy die instrument nie kan dat harmoniseer met ander instrumente nie, gaan jy buite staan en kyk. En dis waar Nikodemus is. En Nikodemus ken die teorie. Hy weet hoe werk note, hy weet wat is kruise en molle, en hy ken al hierdie goed op papier, maar Nikodemus sukkel om die gitaar te speel en te harmoniseer met ander mense in die geeswêreld. En daarom sê Jesus vir hom, hy sê Nikodemus, jy weet van die wind, en die wind waai, en jy hoor hom, maar jy weet niks meer nie. Nikodemus, jy's op 'n plek in jou lewe, jy weet daar's 'n God, jy bely dit, en jy's gered. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, jy verstaan nie die geeswêreld nie. En ek dink Nikodemus was 'n gefrustreerde man gewees. Ek dink Nikodemus was soekend geweest. Daar's iets geweest wat hy geweet het mense beleef, maar hy verstaan dit nie en hy het tog al hierdie kennis onder die knie. En daarom gaan soek hy Jesus in die nag. Die woord sê hy het Jesus in die nag gaan soek en Jesus se plek gekry waar hy geslaap het en geklop aan die deur. Dis 'n profesie wat vervul word deur een van die profete. En hy vind Jesus in die nag en hy bely, u is die seun van God. Ek weet dit, want net u kan die dinge doen wat u doen as jy die seun van God is. Nou sê Jesus vir hom, moenie verbaas wees dat ek vir jou sê, jy moet wedergebore word nie.
Daar's 'n geesdimensie om te beleef. Daar is wind wat waai, wat ek en jy moet leer hoe om hierdie bewegingsenergie myne te maak. Want die lewe gaan oor vorentoe beweeg. Die lewe gaan oor skuwe. Die lewe gaan oor keuses. Die lewe gaan oor progress. Vooruitgang. Dis waar die lewe gaan. In Afrikaans klink vooruitgang net soos sukses. Miskien is dit. Dis 'n ander tipe sukses, maar progress. Die Engelse term daar verduidelik vir ons mooier. Ons moet vorentoe gaan. Daar moet groei wees. Ek moet van punt A na punt B beweeg. Ek moet in die verloop van 'n jaar en elke jaar van my lewe moet ek van punt A tot punt B beweeg. Jong mense, ons word vandag anders geleer. Miskien moet iemand vir julle sê, goed, daar's nie jare om te mors nie. Daar's nie oorslaan jare nie. Ons jong mense word vandag geleer, dis kultuur dat ons sommer net oorslaan en uitstaan jare vat. Nee, ek gaan bietjie vir 'n jaar net niks maak nie. Jy kan nie vir 'n jaar niks maak nie as jy nie gaan studeer vir 'n jaar nie, moet jy in daardie jaar jouself uitsorteer. En dis van punt A na punt B beweeg, dis ook progress. Maar ek kan nie sommer net uitstaan nie. Ek kan nie sommer net leeg lê nie. Ek kan nie sommer net afvat nie. Wat besig is om te gebeur is, jy word belieg, die duiwel is besig om jou lewe te steel. Elke oomblik wat ek en jy nie beweeg na 'n volgende plek nie, elke oomblik wat ons dat verbygaan en daar's nie een of ander stimulasie wat groei bring nie, is diefstal. Dis diefstal, dis hoe jy vyand jou lewe steel. Eventueel is daar niks oor nie. En net geen impak van jou lewe gemaak nie. Elke oomblik, elke dag, elke jaar is 'n geleentheid om 'n getuienis op te bou en te sê, Here, dankie vir hierdie seisoen. Ek het beweeg van punt A na punt B. Nou hierdie is ook belangrik vir jou om te hoor voor ons by die woord uitkom. Wat jy moet verstaan is, as jy nie weet wat is punt A nie, sal jy nooit punt B kan bepaal nie. As jy nie weet waar jy staan nie, as jy nie weet waar jy is nie, sal jy nooit weet waar jy in beweeg het nie. En baie mense wil nie die moeite doen om hulle realiteite te ontdek nie, te verstaan waar is ek nou en eerlik te wees daaroor nie. Te sê dis waar ek is, dis waar ek myself bevind. Hierdie is die realiteite van my lewe, hierdie is die waarheid. Nou hoor mooi, die woord sê die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid sal momentum in jou lewe bring, dis wat dit beteken. Die waarheid moet uitkom vir jouself. Jy moet vir jouself kan sê, dis die toestand van my lewe. Dis die plek wat ek myself bevind. Dis waarmee ek sukkel. Hou op dit probeer fake en make until you get it right, nee. Fake it until you make it. Sê hulle, nee, hou op dit fake, jy gaan nêrens heen beweeg nie. Jy moet weet wat's punt A. Jy moet verstaan wat's punt A. En as jy weet wat is punt A, kan jy jouself begin meet. En nou kan jy vir jouself sê, ek het beweeg. Ek het gegroei, want ek weet waar ek was. As ek waar ek is ignoreer en dit probeer aanplak en maak of dit beter is, sal ek nooit weet of ek gegroei het of nie gegroei het nie. Jy moet weet of jy gegroei het. Ek glo baie mense groei, hulle weet net nie waarheen hulle gegroei het nie, want hulle het nie geweet waar hulle begin het nie. Iemand het gesê, die belangrikste funksie van 'n GPS. Goed, GPS is daardie funksie wat jou kan laat navigeer. En deesdae het ons apps, ons het nie meer daai goedjies op die dashboard nie, nee. Ons het groot geword met kaarte eintlik. Maar die belangrikste ding van 'n kaart is nie al die name op die kaart nie. Die belangrikste funksie van 'n GPS is nie die feit dat jy iewers heen kan vat nie, is nie belangrik nie. Dis tweede belangrikste. Goed, die belangrikste ding van jou app op jou foon, Google Maps, is nie dat hy jou kan laat aankom by jou bestemming nie, daar's 'n belangriker funksie. Die belangrikste funksie van enige navigering is, waar is ek? Want as ek nie weet waar ek is nie, kan ek nêrens heen gaan nie. Jou GPS kan 'n miljoen name daarop hê, as hy nie weet waar jy is nie, en as jy nie weet waar jy is nie, gaan jy nêrens heen uitkom nie. Dis 'n skoot in die donker, die ou mense het gesê, jy weet, ek skiet sommer so jip skoot. Jy weet, hoop ek gaan iets raak skiet. Jy gaan iets raak skiet. Jy gaan môre eers sien wat het jy raak geskiet. Miskien het jy die verkeerde ding raak geskiet. Goed, baie keer lyk ons lewens so. Wees eerlik met die Here en vra die Here dat hy reguit vir jou sê, waar is jy in jou lewe en beweeg. Terug by geesvervulde lewens, die Heilige Gees, die wind van die Gees waai die hele tyd. En as 'n konstante beweging van die Gees vir geesvervulde mense. As ek wedergebore is, as ek in die geeswêreld is daar altyd bewegingsenergie. Ek het nou geen stadium van my lewe nodig, nou dat ek gered is, nou dat ek die Here dien, vandat ek in Jesus Christus glo en hom gehoorsaam, het ek nooit in my lewe weer nodig om stil te staan nie. Is nie wonderlik nie. Geesvervulde mense se lewens begin sukses najag. En ek praat nie van wêreldse sekulêre sukses nie, ek praat van beweging, groei, van punt A na punt B beweeg. Wegbeweeg van my verlede na 'n goddelike toekoms. Geesvervulde mense beweeg altyd vorentoe. Een van die eerste tekens dat God nie in 'n lewe betrokke is nie, is stagnasie. Dis ook 'n organisatoriese waarheid.
in organisasies, leer ons kerke en besighede en organisasies. Die feit dat God betrokke is, beteken daar moet groei wees. As God in jou besigheid is, lyk dit volgende jaar anders as laas jaar. God is nie net in instandhouding in nie, dis genade. God se instandhouding in jou lewe is net genade. God se betrokkenheid is groei. Jy kan dit opskryf as jy wil. God se instandhouding van jou lewe, die feit dat jy nog 'n jaar lewe en nog 'n jaar hier is en nog 'n jaar dankbaar is. Here, ons is so dankbaar vir nog 'n jaar, ons moet dankbaar wees. Dankbaarheid is deel van die geeslewe. Maar ek is so dankbaar vir nog 'n jaar, het ons gespaar vir nog 'n jaar. Wat is dit? Dit is gelyk aan genade. As jy by die 31 Desember hierdie jaar kom en sê, kom ons word stil, en ek stel voor jy doen dit, en ons sê vir die Here, dankie vir nog 'n jaar. Here, dankie dat jy ons uitgespaar het. Dankie vir nog 'n jaar. Waarmee is jy besig? Jy is besig met 'n danksegging of dankbaarheid vir God se genade. Hy sê, maar genade is verniet. Jy het niks te doen om genade te verdien nie. Jy kan nie verdien om nog 'n jaar te leef nie. Dis nie die doelstelling nie. Die doelstelling van die lewe is nie om nog 'n jaar asem te haal nie. Die doelstelling van die lewe, die geleentheid van die lewe, is nie om nog 'n jaar jou hart te laat klop nie. God het vir jou gegee. Die doelstelling van die lewe is vooruitgang. Is groei. Is om iets te bereik. Dis nie genade nie. Die genade is verniet. As God betrokke is daar groei. Waar God betrokke is, lyk dinge volgende jaar, hierdie tyd nooit, soos dit hierdie jaar gelyk het. Goed, waar God is daar groei. Dis 'n teken dat God teenwoordig is. En in jou lewe ook. In kerke, in organisasies, in besighede, in nasies. As God betrokke is daar groei. Jy sien nasies waar God betrokke is. Mense hoor dit. Waar God nie betrokke is nie, agteruitgang. Lyk altyd volgende jaar erger as laas jaar. Maar as God betrokke is daar groei. En jou lewe is presies dieselfde. Jy's 'n organisme. Goed, jy's 'n klein weergawe van 'n organisasie, die liggaam van Christus. En in jou eie lewe moet jy dieselfde tekens kan lees. God se wind waai, en as ek die wind hoor en ontvang en begin verstaan en dit optimeer, die meeste daarvan maak, is daar beweging in my lewe. So die eerste tema was wat ons noem Sailing Essential 1, Wind Awareness. Nou wind awareness, die wind van buite af, dis die enigste faktor van buite af wat ek nodig het om te navigeer. Dis al wat ek van buite af hoef toe te laat in hierdie boot, in hierdie seiljag, is die wind van die Gees. Goed, so die res is alles toepassing, die res is alles in my hande, die res is alles my verantwoordelikheid. Maar die wind waai en die wind sal waai en die wind is gratis en God sal die wind laat waai, daar's altyd beweging. Maak nie saak waar jy is op die see nie, daar's beweging. Jy moet net weet om die wind te lees en te navigeer. En die wind waai, as ek en jy bewus is daarvan, wind aware is en weet om dit te kanaliseer, kan ons beweging in ons lewens kry. So Sailing Essential 1 was wind awareness geweest. Die tweede een was sail setting. Dis die tweede essential wat hierdie seilvaarders geleer word. Is hoe om my seile op te stel. En hierdie sail setting het gegaan oor 'n ingesteldheid om die stem van die Gees te hoor en te doen wat hy vra. Dit het gegaan oor die voorseil en die hoofseil. Goed, die voorseil soek die wind, die hoofseil ontvang die wind van die voorseil af. Hoor en doen. Goed. So nommer 1 is wees bewus van die Heilige Gees, koop in binne in dit. Wees bewus, lees die wind heeltyd, wees wind aware. Nommer 2, begin jou seile reg opstel. Die beste manier vir die seile om opgestel te word en die algemeenste en die bekendste manier van seile opstel is 2 seile op so 'n voertuig en dis die voorseil wat die wind soek. Hy kyk waar die wind is en hy waai daai wind soos 'n roete, soos 'n gang, 'n kanaal binne in die hoofseil in en die hoofseil dryf, hy's vas aan die mas, die hoofseil dryf hierdie voertuig. Dis 'n baie sterk koneksie tussen hierdie seil en die mas en die boot en hy dryf daardie boot in 'n sekere rigting in. Goed. So dis wat ek wil doen. Wat is dit? Dis hoor en doen. Dis die 2 seile. As jy leer om te hoor wat die Gees sê en te doen wat die Gees sê, sal jy onmiddellik beweging sien op jou voertuig. So hoe begin ek die geeslewe navigeer? Hoor en doen. Hoor en doen. Nou, hoor is nie so moeilik nie. Baie mense dink hier op daai eerste seil, nee, dis daai hoor. Ek sal doen. Ek weet nie of ek reg hoor nie. Nou, ons moet nie so bang wees om te doen wat ons hoor nie. Wanneer ons die geeswêreld, die wind begin hoor waai, weet ons die Gees beweeg. Die oomblik wanneer ek gees vervuld is, die oomblik wanneer ek God wil dien, kan jy weet die Gees gaan die geleentheid gebruik.
want die wind waai die hele tyd. So baie mense is bang om daar te begin beweeg en sê, ja, maar wat as ek verkeerd gehoor het? Nou hoor jy verkeerd, nou hoor jy weer tot jy reg hoor. Goed, geen kind wat groot word in 'n huis is bang om in die kamer te kom, want hy is bang hy hoor die buurman. Nou bly ek liewer in die kamer en ek gaan daar dood van die honger gaan, want ek is bang ek hoor die buurman, nou hoor ek die verkeerde stem. Bestaan nie so iets nie. Ons leer hoor. Dit is 'n baie natuurlike proses, ons leer hoor. Slag so wanneer mense hulle kindertjies kerk toe bring, dan sê hulle, dikwels, ons hoor dit dikwels, is kykie, babietjie kyk, hulle ken jou stem op die TV. Goed, so mense wat dikwels op die TV's kyk met die klein kindertjies by die huis, dan kom die babietjie by die kerk. As ek praat hier by die kerk, dan kyk die babietjies, nee. En dan vertel mense na die tyd, hoekom ons leer? Dis so maklik soos dit. Jy het nie 'n naam nodig eers nie, jy het net 'n klank nodig. Jy gaan leer hoe die Gees begin klink. So wat ek doen in my eie lewe om seker te maak ek bly ingestel op die Gees, is as ek aan iemand dink, dan bel ek hulle. Ek doen dit die hele tyd. As ek dink, bel ek. As ek aan jou dink, dan bel ek. Hoekom het jy gebel? Want ek het aan jou gedink. Goed, die Gees beweeg die hele tyd. En ek aanvaar die Gees beweeg binne my, want ek is geesvervuld. Jy is geesvervuld. Wat anders sal waai as die Gees? Ons baie keer het ons vrese vir ander goed, onsekerhede, mense vertel vir ons goed, mense hoor die verkeerde goed op verkeerde plekke, en dan is hulle bang om in die Gees te navigeer. Luister na die Gees en beweeg. Wat se skade kan dit maak? Wat kan jy verloor as iemand se naam by jou opkom, 1 of 2 keer, en jy bel daardie individu en sê, waarvoor bid ek vir jou? Ek daag jou uit, doen dit. Begin die Gees navigeer. Ek het 2 keer aan jou gedink hierdie week, ek wil jou bel. OK, waarvoor bid ek vir jou? Aha, jy kan nie glo nie, die meeste male weet daardie mense presies hoekom jy hulle gebel het. En wanneer ek iemand bel en sê, luister, ek dink aan jou, hoekom moet ek jou bel? Wat is fout? Waarvoor bid ek vir jou? Vertel mense onmiddellik wat aan die gang is. Bid vir my hiervoor. Jy sal nie glo nie. Ek het nou 'n stryd hieroor. Dit gebeur so dikwels. Probeer dit. Jy gaan agterkom die Gees waai die hele tyd. Jy gaan agterkom die Gees is die hele tyd besig. Of jy daar in die bank in 'n ry staan of by Checkers staan of een of ander iets moet regmaak of dorp toe jaag om goed te gaan koop, die Gees is besig. Hy is besig wanneer jy nie weet nie. Wanneer jy nie aan dink nie, is die Gees van die Here besig. Jy's 'n instrument en as jy beskikbaar is en begin deelneem, gaan jy die Gees. Dis die sail setting. Goed, dis die voorste seil, ek hoor en ek doen wat ek hoor. En naderhand soos jy gewoond gaan raak dat die Gees van die Here deur jou werk, gaan jy groter goed begin aanneem. Jy gaan na mense toe stap en sê, ek wil vir jou bid, ek het 'n behoefte om vir jou te bid. En wanneer mense vir jou sê, ek het nou geen idee waarvan jy praat nie, kom wil jy vir my bid, dan sê jy vir hulle, man, ek glo die Heilige Gees wil ek met jou bid. As jy nog nie daarvan weet, jy gaan later daarvan weet, kom ek bid so lank vir jou. En ek het 'n boldness, ek het 'n vrymoedigheid, dis mos nie van gister af wat ek die stem hoor nie. As ek iemand in die publiek sien en ek het een of ander beweging of 'n dryf of 'n gevoel binne my, dat ek met hierdie persoon wil kontak maak, stap ek na hulle toe. En wanneer daai mense reageer asof daar fout met my is, dan reageer ek asof 'n fout met hulle is. Hulle hoor nog nie. Ek hoor mos nou, ek weet mos nou, die wetenskap sê die wind waai die hele tyd. Hulle weet dit nie. En is baie moontlik dat jy net op die plek is waar die Bybel sê, die dinge van die Gees is dwaasheid vir die vlees. Dis maar wat gebeur. Die dinge van die Gees is dwaasheid. Sorg net dat jy nie aan die dwaase kant is nie. Wees aan die Geeskant. Neem deel, bly deelneem en lean in. Volg dit. Kyk waarheen die Gees van die Here jou vat. Goed, met ander woorde, wees bereid ook om partykeer bietjie op die water te loop hiermee. Wat hoor ek? Ek gaan dit doen. En ek doen dit nie om iets te bewys nie. Ek doen dit nie om super geestelik te wees nie. Ek doen dit omdat ek wil van punt A na punt B beweeg met my lewe. Ek wil my lewe laat tel. In jou persoonlike lewe gaan jy dit ook beleef. Die derde een was about balance. Goed, ons het laas gepraat toe ek met jou gepraat het hier oor bootbalans. En baie van hierdie voertuie, van hierdie seilvoertuie het 'n wit lyn in die middeldeur van die boot. Dit is onder wit en bo een of ander kleur. Hierdie een lyk nou nie so nie. Ek weet nie of hierdie een so lyk nie heeltemal nie. Maar wat dit mee help is om te sien of die boot plat lê in die water. Die boot is gebalanseer. Die boot is gemaak om plat te lê in die water. Dit beteken dat hy is aan die linkerkant en die regterkant ewe ver uit die water uit. En hoekom die boot eintlik verkieslik so moet vaar is, dit is sy perfekte lyn. Hy vaart belyn wanneer hy so vaar. Nou die boot kan oorleun, die boot kan links draai, die boot kan regs draai en dis baie mooi as 'n boot so oorleun in die wind, maar hy kan nie sy maksimum spoed bereik as hy oorleun nie. Hy kan dit doen, maar hy kan nie maksimum spoed bereik wanneer hy dit doen nie.
Goed, so daar's twee lyne op die boot wat ek en jy moet van bewus wees, en die een is maar net die regop mas, en die ander een is die dek. Nou hierdie is 'n klein sportbootjie, die modelletjie wat ons hier het, maar op 'n groter seiljag waar mense kan opvaar, sal die mense op die dek wees, en hierdie seiljag hier wys boontoe. Dis maklik. Hierdie is my lyn God toe, en hierdie is my verhouding met mense. Die oomblik wanneer jou lewensboot begin oorhel na die verkeerde kant toe, of na die ander kant toe, lyk dit dalk op prentjies, okay, dan is mooi so 'n boot wat so skuins aankom, nê. Dit lyk so 'n spoed. Seilvaarders weet, dit kan nie die maksimum spoed wees nie. Die maksimum spoed kan nie bereik word wanneer die lyne links en regs van die boot in die water nie simmetries is nie. As die regterkant van die boot verder uit die water uit is en die linkerkant dieper in die water is, lyk dit dalk goed, maar die boot kan nie sy maksimum spoed bereik nie. Dis waarvoor hy gebou is nie. So wat gebeur wanneer ons boot begin oorleun na die verkeerde kante toe, is my belyning met God is besig om te skuif. Links en regs. Daar's nie stabiliteit nie. Ek wil weet my mas is regop. En hoe gaan ek weet my mas is regop? Die mense op my dek gaan veilig wees. Jy sien die oomblik wanneer my mas, my lyn met God, begin skeef vaar, raak mense onseker op my dek. En wat gebeur met mense in 'n lewe waarvan die mas so lyk? Hulle val af. Hulle begin afval. En mense begin gryp na goed in my lewe. Waarom? Daar's die probleem. Ek kan van ver af kan ek sien, hier's 'n probleem in hierdie verhouding met God. Wanneer ek my verhouding met God nie prioritiseer nie, val mense af en word mense onveilig in ons lewens. So een van die maniere waarop ek en jy kan bepaal, is my verhouding met God stabiel? Is my verhouding met God voorspelbaar? Is my verhouding met God gesetel? Is kyk na jou belangrikste verhoudings. Voel mense, ek kan jou vertrou. Ek kan 'n pad met jou stap. Ek kan oopmaak teenoor jou. Ek kan jou vra om my te mentor. Ek kan jou vra vir inspraak in my lewe. Ek vat jou woord. Kan ek jou bel vir raad? Kan ek hierdie saak met jou bespreek? As die mas regop is mense op die dek veilig. Daai lyne is aan mekaar verbind. Kyk na daai twee goed in jou lewe en maak seker dat jou bootbalans spreek vir itself. Nou volgende gaan ons bietjie gesels oor die volgende essential en ons noem dit bout trim. Nou dis dalk 'n onbekende term vir jou, maar jy gaan nou presies weet wat is bout trim en ek gaan probeer vinnig wees hiermee ter wille van ons tyd. Maar kom ons gesels vinnig deur hierdie vierde belangrike beginsel as jy die windenergie wil kanaliseer in 'n voertuig en wil beweeg. Progress wil beleef in jou geestelike lewe, vorentoe wil beweeg in jou geestelike lewe. So die stelling wat ek wil maak in terme van bout trim is eenvoudig: waar jy sit maak 'n groot verskil. Dis hoe eenvoudig is dit, baie eenvoudige beginsel. Waar jy sit in 'n boot maak 'n groot verskil in hoe die boot vaar. Het jy saam met iemand in 'n motorboot gery, miskien jy gaan ski of sommer op 'n dam gaan ry en die persoon wat die boot bestuur sê, wil julle ouens nie almal net daar in die neus gaan sit nie. Dit is gewoonlik wat gevra word. Goed, want gewoonlik is die stuur nader aan die agterkant van die boot, want hier is die meganisme wat die boot bestuur, is hier onder die boot. As jy nie geweet het dat hier onder die boot aan die gang nie, met motorbote is daar ook 'n stuurmeganisme daar, en die stuurwiel, die kontrole is dikwels so naby as moontlik hier, en ook met 'n meganiese boot wat nie 'n motor op het nie, soos hierdie voertuig, wil ek hier wees om hierdie meganisme te kan beweeg, ek wil hier agter wees. Nou as die persoon wat die boot bestuur agter staan, is daar reeds gewig agter, en wat gebeur is die neus lig uit die water uit. Bietjie, maar hy lig uit die water uit. En weer eens is ons by bootbalans, boot trim en balance, en as daar 3 of 4 mense saam in daardie boot ry, gaan die persoon vra wat die boot bestuur, gaan sê, gaan sit vir my in die neus. Wil julle nie vir ons daar voor sit nie? Waarom? Nou, ons wil hier agter wees waar die aksie is, ons wil hier weer die motors wees, nee, ons wil hier agter wees waar hier die water oorskeur. Nee, die boot kan nie sy maksimum spoed bereik as die neus uit die lug in die lug klim nie. Goed, so die trim, baie van julle wat al bote gery het, weet wat trim, nee. Nou dis as 'n elektroniese ding wat jy sommer hier so met 'n skakelaar stel en jy trim die boot op sy motor, sy petrolmotor of wat ook al agter op die boot is. Ons het 'n bietjie gesels oor boottrim en hierdie gaan oor waar jy sit en waar jy sit maak 'n groot verskil en as jy al ervaring op 'n boot gehad het, sal een van jou ervarings wees 10 teen 1 dat jy rondgeskuif is. Jy word rondgeskuif op 'n, hoe kleiner die boot, hoe meer dikwels gebeur dit. Gaan sit 'n bietjie voor of wil julle nie in die middel kom sit nie. En dan kan ons reg vaar, dan kan hierdie boot se trim
kan reg wees. Nou wat gebeur in ons lewens, in ons geestelike lewens is ons maak die fout dat ons gaan sit agter in ons boot, want ons wil stuur. Nou, ons wil die boot beheer. Ons wil ons handjie op die meganismes hou, ons wil naby die roer wees, om die boot te bestuur, en hoe nader ons en hoe langer ons hier agter by die stuur is, of by die roer is, hoe minder kan hierdie boot se trim regkom, en hierdie boot wil graag vaar, en hierdie boot wil graag maksimum spoed bereik, maar ek is te naby in my boot aan die roer. Nou tegnies maak dit baie sin, ek meen iemand moet seker die boot bestuur, sou ons dink. Maar in seilvaart werk dit nie so nie. Goed, iemand het nie altyd nodig om die boot te bestuur nie. Glo dit as jy wil. Dis nie soos 'n kar nie. Goed, so iemand het vertel jare gelede van 'n jong meisie wat haar kar gery het en toe begin haar kar gly, sy het bietjie vinniger op die natpad. En toe los sy die stuurwiel en sy sê Here neem oor. En toe rol die Here haar kar 3 keer. En nee, met die kar met jou hand op die stuurwiel hou, maar met 'n boot werk dit anders en ons gebruik nie 'n boot vir 'n metafoor. Jesus praat van die wind. Karre werk nie met wind nie. Goed, so in 'n seiljag het jy nie nodig om die boot te stuur die hele tyd nie. Goed, jy het nie nodig om hier te sit die hele tyd agter by die meganisme nie. Wat belangriker is vir jou, is om in die middel te kom, die ideale posisie, 'n ervare vaarder spandeer baie meer tyd naby die seile as naby die stuur. 'n Ervare vaarder spandeer meer tyd by die seile as by die stuur. As jy kyk na hierdie modelbootjie, se oefenbootjie hierdie, en jy wil nie daar agter sit nie. Jy wil nie daar heel agter in die boot sit nie, want hierdie neus gaan oplig uit die water uit. Jy wil verkies dat hier in die middel wees en daar's 'n spesiale spasie daar sodat daai mas, daai balk oor jou kop kan beweeg. Jy kan daar laag sit, want jy wil hier wees by die mas. Dis die ideale plek. Waarom is dit 'n beter plek as by die stuur? Want dit klink so reg om die stuur vas te hou. Want solank as wat ek en jy beheer probeer uitoefen oor ons eie lewens en probeer beheer uitoefen en beheer en manipuleer vir wat jy wil hê en vir wat jy voor vertrou en vir wat jy in die toekoms sien, kan jy nie wegkom by die roer nie. Jy wil alles beheer, maar hier is waar die Here jou wil hê. Hier is die essensie van die seilvaart, nie hier nie. Hier is die essensie van hierdie voertuig. God wil jou vaardig maak. God wil hê jy moet behendig wees met die geestelike gawes, nie met manipulasie nie, nie met die uitkomste beheer nie. Goed, nie met die antwoorde nie. Dis nie waar God jou wil hê nie. Hy wil in beheer kom in daardie plek van my lewe, dis geloof. Here, ek wil nie die uitkomste manipuleer nie. Ek wil nie die uitkomste bestuur nie. Ek het nie nodig om te wheel and te deal met my geestelike lewe of in my sekulêre lewe, om altyd die beste vir myself te reël nie. U is in beheer van my lewe. Waar soek die Here my? Wat mooi was 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Broers, wat die geestelike gawes betref, moet julle nie, sê die woord. Broers, wat die geestelike gawes betref, moet julle nie onkundig wees nie. Wees handig. Wees handig met die geestelike gawes. Hy skryf daardie 2 hoofstukke, in die middel is die hoofstuk oor die liefde, 1 Korintiërs 13. Maar 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 word geskryf met daardie mandaat, daardie boodskap. Wat die geestelike gawes betref, moet julle nie onkundig wees nie. Met ander woorde, Paulus probeer vir ons sê ook elders, Jesus praat oor die wind met Nikodemus, maar Paulus sê vir ons, hy sê broers, wat die seilvaart betref, moet julle beter hier wees as hier. Spandeer meer tyd, wees meer behendig hier waar die wind van die gees werk, as hier waar goed beheer word. Los die stuurwiel. Kom uit daai plek van manipulasie of beheer uit. Skuif vorentoe. Waar jy sit is belangrik. En nou wil ek iets wys op 'n klein seiljag, 'n klein bootjie soos hierdie model wat ons hier aan die linkerkant het, wat iemand vir ons geleer het. Sien 'n mens dikwels daardie staaf of meganisme wat in daardie seilvaarder se hand is. Kan jy sien daar op die skerm, daar is 'n swart staaf van daardie vrou se hand. Ek gaan nou vir jou verduidelik wat daar gebeur. Dit lyk soos sy uit die boot uit gaan val. En sy probeer nie om nie uit die boot uit te val nie. Sy weet sy het 'n mate van invloed nodig daar agter op die roer, maar sy moet in die middel van die boot sit. So daardie vrou sit reg langs die mas. As jy na ons modelbootjie hier kyk, sit daardie vrou sit hier in die middel van die boot. Sy sit nie hier nie. Sy sit hier. En hoe sy 'n mate van beheer en kontak het met die roer oor hierdie lang afstand, want die arm is te kort, is sy het wat ons noem 'n tiller extension.
'n tiller extension. Daardie swart meganisme aan die hand is gekoppel met hierdie meganismes en sy kan daar sit en nog steeds seker maak dat hierdie roer getrim word. Dis boutrim. Sy het nie nodig om hier te kom sit nie. Sy het nie nodig om angstig te raak oor die stuurwiel van haar lewe nie. Want sy is veronderstel om in die middel van die boot te wees. Dis waar haar balans moet wees, dis waar haar betrokkenheid moet wees. Sy is behendig en ingelig oor die gawes van die Gees, die mas, die wind, waar die wind waai, en sy het 'n extension agtertoe. As weer nog een of twee voorbeelde, sien jy daar die tiller extension aan my hand? Ek wil in die middel van die boot wees. Dis so presies so 'n modelletjie soos dit hier staan aan my linkerkant. Ek wil nader in die middel van die boot kom sodat die neus nie uit die water uitlig nie en tog wil ek 'n mate van beheer hê oor agter. Maar ek wil nie alles beheer wat daar agter moet gebeur nie, want waar ek sit is belangrik. Waar ek myself posisioneer is belangrik. Nou daar's 'n laaste enetjie en ek het hom vir jou net bygevoeg nie omdat ek baie prentjies wil wys nie, maar daar's ook 'n tiller extension wat gebruik word. En dit is eintlik waarvoor 'n tiller extension gebruik moet word. Daardie vrou gaan nie afspring nie. Sy is besig om te wen. Daardie persoon is besig om vol spoed vorentoe te beweeg en sy gebruik 'n extension, 'n lang afstand meganisme om wel oefen of invloed agteruit te oefen op die roer terwyl sy presies sit waar sy moet sit. En wat hierdie beginsel vir my en vir jou leer in die geestelike wêreld is dat ek en jy het 'n unieke bydrae om te maak in die vooruitgang, in die progress, in die beweging van ons lewens as ons op die regte plek kan sit. Wat daardie vrou doen is, sy is ook besig om die boot te balanseer met haar gewig. Sy het 'n unieke bydrae. Haar gewig het 'n groot invloed op waar sy gaan uitkom met daardie boot. Maar sy kan nie daardie invloed uitoefen, sy kan nie daardie bydrae maak as sy vasklou aan die roer nie. Jy sien, die seilvaarder weet, my eie gewig is 'n onlosmakende en onmisbare deel van die sukses van hierdie voertuig. Ek het 'n rol om te speel, jy het 'n rol om te speel. Dis hoekom jy unieke gawes het. Maar jy kan nie jou unieke gawes hier uitoefen in hierdie omgewing as jy vasklou aan die roer nie. En bang mense, en onseker mense, en angstige mense, ongelowige mense soms, en oningeligte mense, klou vas aan die roer van hulle lewens, en hulle wil dit nie laat gaan nie, om te kom in die plek van die Gees, waar ons oorgee en vry word, en hier kom en 'n bydrae maak vir die sukses van daardie voertuig. Jy sien, wanneer ek die stuurwiel vasklou van my lewe, wanneer ek al die uitkomste wil manipuleer, en ek wil net my eie idee hê, en my voorstel is die beste, en ek bid nie en vra nie die Here vir wysheid nie, ek weet wat ek moet doen. Ek weet wat ek wil regkry. Ek weet waar ek wil wees. Ek weet wie ek wil wees, en ek gaan dit wees. Klou ek dalk aan die roer van my lewe vas, en ek is nie besig om 'n noemenswaardige bydrae te maak met my teenwoordigheid op daardie voertuig nie. Dis wat nodig is. Jy sien, jy kan nie daardie bydrae maak. Jy kan nie daardie geloofsvoordeel vir jou lewe gee as jy vasgekluister is aan die stuurwiel van jou boot nie. Jy gaan nie oorgee nie. Jy gaan nie die bydrae maak nie. Jy gaan nie wen nie. Eventueel gaan jy spoed verloor en agteruit gaan. Hier's 'n paar gedagtes. Johannes 6 vers 1 tot 3, hier is 'n pragtige voorbeeld van wat kan gebeur as ons daardie beginsel verstaan. Goed, daar's 'n tiller extension. Jy het nie nodig om vas te klou aan die uitkomste van jou lewe nie. Jy kan 'n ander bydrae maak. Hy sê wat gebeur in Johannes 6 van vers 1 tot 3. Ek as aan met daarna toe blaai. Johannes 6 vers 1 tot 3 is in die vroeë dae van die nuwe kerk wat in Jerusalem gevestig is. En ons het hier te doen met die eerste kerkraadsvergadering in die geskiedenis van die kerk. Goed, so daar's 'n vraag gewees wat nie beantwoord was nie, daar's 'n agenda opgestel, die kerkraad het bymekaar gekom, daar's 'n vergadering gewees en in die notules van daardie vergadering het gestaan dat iemand moet begin kyk na 'n saak wat uit orde was en hier lees jy daarvan. En in die dae toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Hier's 'n tegniese, sekulêre werksprobleem. Hierdie probleem wat die kerk daarmee te doen gehad het, is so sekulêr soos jou probleem by die robot wat maandagooggend nie wil werk op wat werk doen nie. Dis het 'n probleem gewees. Dis net 'n gewone sekulêre probleem gewees. Daar was 'n sopkombuis by die kerk, mense het kos gekry daar en die Grieksprekende Jode het gevoel die Jode self diskrimineer bietjie teen hulle weduwees en hulle wese en elke keer wanneer hulle by die soppot uitkom is daar niks oor nie.
En dit is 'n probleem gewees. Iemand moes meer kos gekoop het, meer potte sop gemaak het, meer tafels gedek het en seker gemaak het almal kry kos. Dis eintlik 'n maklike probleem. Dis nie 'n geestelike probleem eers gewees nie. Dis 'n tegniese algemene probleem gewees. En die 12 het die menigte van disippels byeengeroep as 'n vergadering gewees en gesê, is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Ek wil hê jy moet mooi kyk wat ek nou vir jou wil sê, wat staan in Handelinge 6 vers 2. Die disippels het gesê, dit is nie reg dat ons pos verlaat om hierdie stuurwiel te gaan draai nie. Ons hoor die bose neet, ons gaan bietjie af van die lyn af, ons hoor dit. Die mense op ons dek sê dit, mense sê is 'n probleem. Die Grieksprekende Jode, die gaste op die dek, het gesê is 'n probleem wat krapperig is. Maar die disippels weet wat hulle bydra is. Hulle bydra is hier by die geeswêreld, hier by die gees waar die wind waai. Hulle moet hier wees. En nou is daar 'n probleem en wat ons tipies in ons lewens doen is ons staan op hier en ons stap daarna toe en ons gaan die stuurwiel in ons eie hande vat en hierdie probleem gaan ek uitsorteer. Gedink is net jy? Die eerste apostels was versoek geweest met dit. Die eerste kerk het daai probleem gehad. Dis 'n lang probleem, dis 'n ou probleem, dis 'n algemene probleem. Nou luister wat hulle antwoord. Hulle sê, dit is nie reg dat ons die woord van God gaan verlaat, gaan nalat, sodat ons die tafels gaan bedien nie. Partykeer moet ons daardie wysheid hê om vir onsself te sê, ek sien hier's 'n probleem wat aandag vra, maar gaan die Here moet vertrou om dit uit te sorteer. En kyk hoe vertrou hierdie kerkraad, hierdie bestuursraad, die Here om nie hulle eie werk te verlaat en hulle hande van die geeswerk af te haal en goed tegnies te gaan beredder nie. Die uitkomste te manipuleer nie. Luister hier. Vers 3 sê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Is nie wonderlik nie. Skus tog, my skrif sê Johannes, ek vra verskoning, dis Handelinge. Ek vra verskoning, dis Handelinge. Goed, Handelinge, ek vra verskoning, Handelinge 6 vanaf vers 1. Daar het 'n fout ingesluip, dis my fout. Handelinge 6 vanaf vers 1. Gelukkig is my vrou wakker hiervoor. Handelinge 6 vanaf vers 1. Ek is so jammer as jy in Johannes beland het. Johannes 6 is 'n goeie hoofstuk om te lees. Maar nie nou nie. Goed. So luister. Handelinge 6 vers 1. Die disippels het 'n probleem. Die probleem word geopper. Daar word 'n gesprek gevoer en die wysheid wat hierdie manne het is, ons bly hier in die middel. Dis wat ons mee goed is. Kom ons vertrou die Here dat hierdie probleme uitgesorteer word. En hoe gaan ons dit doen? Hier's nog wysheid. Kies manne onder julle wat 'n goeie getuienis het, 7 manne met 'n goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor daardie nodige, dit word nie afgemaak as iets irrelevants nie. Op geen stadium word daar gesê, jou fisiese of sekulêre of wêreldse probleme is nie belangrik nie. Jy leef in hierdie wêreld. Dis belangrik. Hoor wat sê hulle? Hulle erken dit. Hulle sê wat ons oor hierdie nodige probleme, hierdie nodige goed, hierdie belangrike goed kan aanstel. Dis 'n nodige saak. Met ander woorde, dis hoog op die agenda. Dis 'n ding wat belangrik is. Ek het een of ander sekulêre probleem, jy het een of ander probleem in jou besigheid, of in jou gesondheid, of in jou finansies, of in jou verhouding. Dis 'n nodige saak. Maar hoe spreek ek die nodige saak aan? Die disipels sê, ek staan nie op hier nie. Die oomblik wat ek hier opstaan en hier agter gaan staan, gaan hierdie ding sy neus oplig en ons gaan nie die effek kry wat ons wil hê nie. Ek bly daar, kom ons vertrou die Here vir mense wat die wysheid het, wat hierdie ding kan kom uitsorteer. Ons is geroep hiervoor. En miskien moet ons mekaar vra, waarvoor is jy geroep? Waarvoor is jy geroep? Wat is die geestelike roeping op jou lewe? Want 1 Petrus 3 sê, broeders, as julle roeping en julle uitverkiesing vasmaak, sal julle nooit struikel nie. Sjoe.
Hoor gou wat sê die woord van die Here. 1 Petrus 3 sê, as julle julle roeping en julle uitverkiesing verstaan, is in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 sê, broers, wat die geestelike gawes betref, moet julle nie onkundig wees nie. Hier is julle plek. Hier waar die gees werk. Hier waar die hoor en die doen gebeur van die geeswêreld, hier is julle plek. Hierdie ding kan gemanipuleer word. As hierdie ding verkeerd gaan, kan hy gestuur word. As jy skrik en jy word bang vir wat hier gebeur, kan jy hierdie ding gaan manipuleer, maar hier is waar hierdie ding beheer word. En wat die geestelike gawes betref, 1 Korintiërs 12, moet julle nie onkundig wees nie. En 1 Korintiërs 14, moenie onkundig wees nie. En nou kom Petrus, nog 'n paar jaar daarna, en hy sê, broers, maak julle roeping en julle uitverkiesing vas. Wat is jou roeping? Maar kom ons sê eers, wat is uitverkiesing? Ek kry ons dit net uit die pad uit. Uitverkiesing beteken God het die mensdom gekies om in hulle 'n welbehae te hê, om die mensdom te versoen met God. Dis uitverkiesing. Dis nie sekere mense, individue nie. Ons almal is uitverkies. Die kroon van God se skepping is sy liefdeswese. Ons is God se liefdesdroom. Staan so in die Grieks in die Bybel. Die mensdom is uitverkies, maar elke individu kies. Jy sien, dis 'n verhouding, ek moet respond, ek moet reageer. Dis uitverkiesing. So waaroor gaan uitverkiesing? Uitverkiesing gaan oor die hiernamaals. Julle moet julle roeping en julle uitverkiesing vasmaak. Hoekom roeping eerste? Want roeping is eerste. Roeping en dan uitverkiesing. Uitverkiesing gaan oor die hiernamaals. Waar gaan ek vir ewig beland? Dis uitverkiesing. En roeping? Hoe gaan ek hier leef? Waar gaan ek hier beland? Dis roeping. Roeping is my aardse bestaan in die koninkryk. Uitverkiesing is my ewige bestaan in die koninkryk. Roeping en uitverkiesing. Broers, julle moet julle roeping en julle uitverkiesing vasmaak. Dit moet nie wispelturig wees nie, dit moet nie veranderlik wees nie. Dit moet nie elke 2 weke anders klink nie. Dit moet nie 'n gewonder wees en 'n beoordeel of 'n oordeelgelaaide tema wees nie. Want as dit oordeel belaai is, gaan jy nooit weet, maak jy dit of maak jy dit nie. Julle moet julle roeping en julle uitverkiesing vasmaak. Dit beteken op aarde is jy deur die Heilige Gees gekwalifiseer om 'n bydrae te maak. Jy kan op aarde lyk soos daardie vrou op haar seiljag as jou roeping vas is. En uitverkiesing, jy kan met die vrede van die Here gaan slaap en opstaan elke dag van jou lewe, want jy het vrede met God. Romeine 5 vers 1 en 2. Dis roeping en uitverkiesing. Wanneer mense se roeping en uitverkiesing nie vas is nie, wanneer mense nie weet wat is hulle bydra aan die koninkryk op aarde en waar gaan hulle beland in die ewigheid nie, kan hulle nie deelneem nie. Dan begin hulle struikel. So maak jou roeping en jou uitverkiesing vas, dan sal jy nooit struikel nie. Moenie hier opstaan nie, roeping, moenie hier opstaan nie, dan sal hierdie voertuig sy bestemming bereik. Dis alles dieselfde boodskap. Kyk uit vir broer, 7 manne van goeie getuienis, vol van Heilige Gees en wysheid, om oor daardie saak aan te stel. Dis hoe ons die Here se wysheid aanstel, of die wysheid vra, of God se inspraak vra in ander sake. Here, ek het hierdie probleem, stuur mense. Mag ek op hierdie noot vir jou sê, terwyl ons op die dek is, en mense om ons lewens, en 7 manne vol wysheid, en die Heilige Gees, maar die ander probleme kan uitsorteer, jy kan nie hierdie pad in isolasie stap nie. So jy kan oorleef, jy kan dit maak, jy kan die hemel toe gaan. Ons praat nie van saligheid hier nie, ons praat hier van beweging. Ons praat nie van genade nie, ons praat van groei. Dis 2 temas. Ons praat hier van beweging, ons praat nie hier van hemel toe gaan nie. Ek praat nie van jou saligheid nie. Jou saligheid is 'n saak tussen jou en die Here. As jy Jesus Christus glo en hom bely as saligmaker, het jy die ewige lewe ontvang. Dis 'n genadegawe, dis 'n geskenk. Jy kon dit nie verdien net op 'n ander manier nie. Aan hulle wat glo, het hy die ewige lewe gegee. Goed, dis genade. Maar ons praat van groei. Nou, jy kan op die kant van die dam staan, onder 'n sambreel en kyk na hierdie ouens wat vaar, as jy wil. Nou, hy gelowiges staan op die kant en kyk. Maar as jy wil deelneem aan hierdie geestelike sport, aan hierdie beweging, aan hierdie ongelooflike groot uitdaging wat vir ons voor lê en die geleentheid wat ons geskep word, as jy op hierdie dek wil kom, praat ons nie meer van genade nie, hier praat ons van groei. En luister hier, jy kan nie groei op jou eie nie. Jy kan nie alleen groei nie. Jy het mense om jou nodig. Die disippels sê, ons het 'n probleem, ons het mense nodig. Wyse manne vol van die Gees, wat oor hierdie nodige saak aangestel kan word.
Jy het mense nodig. Wanneer nie mense in jou lewe is nie, hardloop jy van bakboord na stuurboord. Julle ken dit. En wat sê daardie gesegde? Wat beteken dit? Van bakboord na stuurboord. Wat beteken dit? Waar is die skoolkinders? Wat beteken van bakboord na stuurboord? Dis rondhol op 'n boot se dek en niks reg kry nie. Hulle het my vandag by die departement van bakboord na stuurboord gestuur. Ek het niks reg gekry nie. Dis hoe mense se lewens lyk wat alleen op daardie voertuig probeer vaar en dink net ek en die Here gaan hierdie ding uitsorteer. Jy en die Here gaan dit nie uitsorteer nie, sê die Here. Hoor mooi. Jy en die Here gaan nie hierdie saak suksesvol uitsorteer nie. En dit sê die Here. Sê 'n man wat dit vir jou sê nie. Die Here sê die saamkonsep, die mense wat op daardie dek is, die mense wat saam met jou in hierdie bootjie is essensieel en 'n onlosmakende deel van jou geestelike reis. Daar moet 7 manne wees in daardie geval, vol van wysheid, wat oor daardie saak aangestel kan word. Die disippels gaan dit nie reg kry nie. Hulle gaan van bakboord na stuurboord begin rondhardloop om al die goed in hulle lewens te probeer orden en dan is dit baie makliker om net by die roer of die stuurwiel te gaan sit en te sê ek neem oor, ek beheer, ek manipuleer, ek bepaal, ek sê. En weet wat beteken dit? Ek het nie meer die Gees nodig nie. Dis wanneer die voertuig gaan staan. Dis presies waar ek nie wil wees nie. En wat die geestelike gawes betref, moet ons kundig wees. Kom ons dan aan na Handelinge 6 toe. Ons kyk of ons nog by Johannes op die skerm is. Is Handelinge daar. Ek vra jammer, verskoning vir dit. Handelinge 6 vanaf vers 4 tot 8. Kom ons kyk net wat het gebeur. Handelinge 6 vanaf vers 4 sê, maar wat sal ons doen? Vers 3 sê, ons gaan hierdie manne aanstel oor hierdie saak. Vers 4 sê, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Wat was die disippels en die apostels roeping gewees? Gebed en woord. Hier sê hulle dit. Ek het nou vir jou gevra, wat is jou roeping? Wat is jou roeping? As jy nie weet wat jou roeping is nie, gaan jy nie weet wat jy neersit en ander goed begin doen nie. Jy moet weet wat jou roeping is. Wat is my bydrae? Waar moet my gewig in hierdie boot wees? Wanneer moet ek hier na die een kant toe trek? Wanneer moet ek in die middel sit? Wanneer moet ek na die ander kant toe trek? Wanneer moet ek betrokke wees? Wanneer moet ek hierdie ding beweeg? Wat is jou roeping? Kom, is dit so belangrik om jou roeping te verstaan? Miljoene gelowiges vandag in kerke weet niks van hulle eie roeping nie. Wanneer jy vir Christene in die straat vra of in kerke vra, waarvoor is jy geroep? Dan sê hulle, om die Here te verheerlik. Wel, ek is nie heeltemal seker of daar so 'n skrif is nie. En daar is seker skrifte wat sê die mense om verheerlik die Here, maar dis die roeping nie. Dis maar nie die funksie. Dis die roeping nie. Nêrens waar roeping in die Bybel bespreek word gesê daar's 'n roeping om die Here te verheerlik nie. Roeping is uniek en spesifiek. Ek weet wat my roeping is. Ek het as jong seun deur my ouers se pad met die kerk, het ek op 'n baie jong ouderdom besef, ek is geroep om 'n leermeester te wees. Ek het daarvan niks geweet toe ek jong was nie, maar die Here het my geleer en ek was getrou en die Here was getrou en dis wat ek doen vandag. Ek gee lering. Nommer 1. Nommer 2, ek het geweet ek is geroep om 'n leier te wees. Dis 'n apostoliese roeping op my lewe en dis presies wat ek vandag doen. So kom ek soms nie hier is nie. Ek is betrokke in die land met apostoliese werk en ek het 'n verantwoordelikheid daar. En dan weet ek derdens, die Here het ook 'n roeping op my lewe oor die profetiese. As jy my goed ken en 'n pad met my stap, sal jy weet ek is baie vrymoedig om vir mense profeties te bid. Te bid wat by my opkom. Dis wat ek bid. En ek het nie 1 of 2 of 10 keer nie, ek het honderde kere, indien nie meer nie, in my lewe gesien, dat die woorde wat ek gekies het in die gees om te bid, is presies wat die Here wou sê. Is dit? Dis my roeping. Kom sê ek dit vir jou. Want ek weet hoe dit lyk, as ek daar opstaan, en met ander goed begin betrokke raak, en dit gelos het. As ek lering los, en leierskap los, en inspraak los, dis die 3 goed. Lering, leierskap, inspraak in mense se lewens, los, is ek besig om uitkomste te probeer manipuleer. En dan worry ek oor die verkeerde goed. Dis iets wat net die Here en ander mense gaan doen. Dis ander mense se roeping. Dis die Here se pad met ander mense. Ek moet bly sit by my roeping. Dis waar ek wil wees.
Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele gemeente en die menigte, en hulle het gekies. Stefanus, 'n man van geloof in die Heilige Gees, Filippus, Progerus, Nikanor, Timor, en as 'n klomp name daar, vers 6. Wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid en hulle hande op hulle gelê. Nou luister hier is die tweede skrif wat ek julle met van kennis neem. Dis Handelinge. Handelinge 6 vers 7. Handelinge 6 vers 7. Luister wat gebeur wanneer jy weet wat jou roeping is en jy weier om op te staan, Boutrum. Want jy weet wat met die boot gebeur as almal hiernatoe gaan storm. Iets het gebeur, almal storm hiernatoe. Die boot se neus lig op en ons verloor roete. Is 'n probleem. Die boot kan nie meer vaar nie, hy kan nie meer maksimum spoed bereik nie. Alles gaan staan stil. Want die boot is nie gemaak om met sy neus in die lug te vaar nie. Die boot moet symmetries in die water wees. Luister wat gebeur wanneer 12 mans sê, ons weet wat ons bydra in ons plek is, ons weet waar om te sit. Ons erken as 'n probleem, ons weet wat ons bydra is. Dis vrede in die Here. Dis geloof. Luister wat gebeur. En die woord van God het toegeneem. Kan ek gou vra, wat was op die agenda gewees? Wat is die probleem gewees? Die probleem was gewees, my budget werk nie uit nie. Dis my probleem was. Wat is die probleem gewees? Die probleem was gewees, ek en sy kom nie klaar nie. Hierdie ding gel nie. Ongelukkig is daar nou kinders. Wat is die probleem gewees? Probleem is gewees, ek en my werkgewer kom nie klaar nie, ons clash. Ons kan nie mekaar eye to eye sien nie, ek voel soos 'n failure. Alles wat ek hoor is kritiek, dis my probleem. Is jou probleem gewees? Iemand het gesê, ek kan nie. Ek het my skool klaar gemaak nie, my studies klaar gemaak nie, geen projek nog ooit klaar gemaak nie, ek is 'n failure. Wat is die probleem gewees? Wat was op die agenda? In Handelinge 6, wat was op die agenda, wie weet? Luister mense, kom ek herinner net jou, wat was op die agenda gewees? Op die agenda het gestaan, die Grieks sprekende Jode kla, hulle weduwees en wese kry nie sop nie. Punt. Dis die probleem gewees. 'n Tegniese, sekulêre probleem. Ons weduwees en weeskinders kry nie sop nie. Dis die probleem gewees. Luister wat gebeur in jou lewe wanneer jy nie opstaan by jou roeping nie en die regte mense en die gees van die Here begin die stuurwiel vat, maar jy doen waarvoor jy geroep is. Van kry nie sop nie, na. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. And that's what I call progress. Van tannies wat nie sop gekry het nie, na 'n herlewing in 'n stad. Wat verwag jy van die Here? Jy sien, wanneer jy opstaan en sê, ek gaan nou hierdie ding uitsorteer in my lewe, ek gaan nou hierdie goeders oorneem in my lewe, wanneer jy opstaan, dan sê jy dalk, okay, dis 2 weke later, die meeste van die weduwees het daarom 'n sop gekry. En 2 weke later hoor jy daar's weer klagte, want jy het 3 van hulle gemis. En 4 maande later het jy 'n steempie en jy sê, maar die meeste van hulle kry daarom 'n gereeld sop. Luister, wanneer ek bly by my roeping, en die Here vertrou, dat God se Gees sy werk sal doen, kom stede tot bekering, priesters kom tot inkeer, en herlewing breek uit in plekke wat ek nooit eers in gedagte gehad het nie. Dit was nie eens op die agenda gewees nie. That's progress. Dis wat die Gees van die Here wil doen, wanneer ek en jy sê, ek verstaan Boutrum. Kom ons sluit af. As 3 tekens, ek gaan die res van die skrifte nie nou met jou deel nie, jy kan Galasiërs 5 vers 22 gaan lees oor die vrug van die Gees. Hoekom is die vrug van die Gees daar? Sodat jy kan bly by die vrug van die Gees, bly vriendelik, God sal haar uitsorteer. Hoekom dink jy is die vrug van die Gees daar? Bly geduldig, die Here sal dit uitsorteer. Bly lankmoedig, die Here sal met hom werk. Net die mans ook help. As vrugte vir almal. Goed. Waarvoor is die vrug daar? Mense, die vrug sê waarmee jy moet besig wees. Die vrug van die Gees. Moenie opstaan by die vrug van die Gees nie. Verstaan Boutrum. Die oomblik wanneer jy die vrug van die Gees neersit en sê, nou, die Here weet en ek weet, ek genoeg gehad. Het jy opgestaan en jy daai stuur wil gaan oorneem en jy's besig om skade te maak. Galasiërs 5:22, gaan lees dit.
Galasiërs 5 vers 22 gaan oor seilvaart. Het gaan oor die boot gelyk hou in jou lewe. Dat hierdie ding sy neus nie uit die water uit optel en sy neus in die wind begin druk. Want dis wat gebeur. 'n Voertuig wat se vaartbeleining mee gepeter word, wanneer die balans van ons lewens in ons eie hande geneem word, en daai ding sy neus begin in die lug druk, of hy begin skuins vaar, doen hy een ding altyd, hy druk sy neus in die wind in. Teen die gees. Altyd. Enige vrug of gawe wat nagelaat word in jou lewe. Gawes, jou funksionering, vrug, jou karakter. Gawes, funksionering, jou plek, vrug, jou karakter. Enige vrug of gawes wat gegenereer word, in enige situasie, sal daardie situasie se neus teen die wind indruk. Jy lyk dalk vir 'n oomblik of jy hierdie ding gaan red met die stuurwiel. Jy is besig om dit te verloor. Jou voordeel is nie bestuurwerk nie. Jou voordeel is geloofswerk. Jy is nie op hierdie voertuig omdat jy 'n goeie bestuurder is nie. Jy is op hierdie voertuig omdat jy die wind verstaan. Die geeswêreld werk anders. 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is gees en waar die gees van die Here is vryheid. Ekskuus, daar's 'n herhaling daar. Efesiërs 6, 13, 17. Jy gaan hierdie goed hierdie week op die app sien, op die toep, vir ons stilte tyd. Miskien moet ek hierdie sê vir ons afsluit. Hier is sommer net 'n kortstelling. Jou verlede. Die goed uit jou verlede wat jy probeer beheer. Die reputasieskade wat jy probeer beheer. Die stories van destyds. Die spooke. Die goed wat jou agterhou, het 'n tiller extension. Daar's 'n ander manier om dit te beheer. Jy het nie nodig om agter te gaan sit nie. Jy kan in jou roeping kom en die Here sal daai goed uitsorteer. As 'n tiller extension daarvoor. Al die goed wat jou uit die geeswêreld uithou. Al die goed wat jou onvrymoedig hou. As 'n tiller extension daarvoor. Dis 'n ander manier. Die gees werk op bonatuurlike maniere. Hoe weet ek my bouttrim, my bootverstelling, as jy wil, is korrek? Hoe lyk dit in ons lewens wanneer ons bootverstelling reg is? Ek sit op die regte plek in my boot. Die Here doen die res. Hier's tekens. Ek is betrokke by geeswerk. Kan dit nie eenvoudiger vir jou stel nie. Ek is betrokke by geeswerk. Hy sê in hierdie Afrikaanse byeenkoms vir Afrikaanse mense. Kom ek vra dit in Afrikaans vir jou. Is jy betrokke by geeswerk? Dis nie diep teologie of wetenskap nie. Dis Afrikaanse antwoord. Is jy betrokke by geeswerk? Is dit ja of nee? As dit 'n nee is daai boot se neus in die lug. Jy is besig om spoed te verloor. Raak betrokke by geeswerk. Hoe? Skakel in by 'n selgroep. Jy kan nie hierdie pad sonder mense stap nie. Raak betrokke by 'n klein groep. Raak betrokke by mense. Skakel in by 'n plek wat ander mense se behoeftes ook bedien kan word. Skakel by 'n plek in wat jy jou behoeftes met mense kan deel en ander mense kan toelaat om vir jou te bid, sodat hulle kan leer wat hulle bydra is. Raak betrokke. Gemeente is wonderlik, is primêr. Maar klein groepe is 'n wonderlike geleentheid. As jy ooit wil leer, as jy ooit wil geestelik groei, luister, skakel in by 'n klein groep. Ons het nie nodig om baie klein groepe te hê nie. Die game van kerk is nie baie klein groepe nie. Ek beloof jou. Of ons 3 het of 30 het, niemand meer dit nie. Maar ek wil hierdie waarheid volgens vir jou gee. As jy geestelik wil groei na 'n volgende dimensie toe, skakel in by 'n klein groep. Jy kan nie die pad alleen stap nie. Daar kan nie niemand saam met jou op daardie voertuig wees nie. Kan nie so werk nie. So hier is dit. Is ek betrokke by geeswerk? Ek beweeg in plekke waar die gees beweeg. Kan jy dit van jouself sê? Kan jy dit van jou lewe sê? Ek beweeg in plekke waar die gees beweeg. Dis 'n teken dat jou boot is besig om te balanseer. Jou boot gaan begin spoed optel. Stel jouself bloot. Hou op aanstoot neem. Hou op krities wees. Hou op moeilike vrae uitdink om te redeneer oor. Hou op filosofeer. Neem deel.
Kom in 'n plek waar jy sê, Here, hier is ek. Geef vir my aptyd as ek nie aptyd het nie. Maak my lus vir die geeswerk as ek nie lus is nie. Here, vat U my na plekke wat ek nie ken nie. Help my deel met my ongemak. Ek wil betrokke wees in geeswerk. Dis 'n teken. Nommer 2. Hoe lyk 'n boot wat se verstelling reg is? My betrokkenheid maak 'n verskil. Ek lyk soos daai vrou wat uit daai boot uithang. Sy is nie besig om af te klim nie. Sy is besig om te wen. Dis hoe dit lyk. My betrokkenheid maak 'n verskil. Ek verstaan my roeping. Ek weet hoekom ek hier is. Ek weet hoekom ek bestaan. Ek weet wat ek in my vriendskappe beteken. Ek weet waarvoor ek geroep is. Ek is nie 'n geestelike suurstofdief nie. Ek maak 'n verskil. Ek gee suurstof vir mense. Ek weet hoekom ek hier moet wees. Ek het 'n bydrae. En dis hoekom ek hier bly sit in die middel. En daarvan af werk. Ek verstaan nou my rol en bydra. Miskien het jy dit nog nooit verstaan nie. Leer dit ken, vind uit, stap 'n pad, maak afsprake met mense. Maar ek verstaan nou my rol en my bydra. Goed, as jy nie jou rol en jou bydra verstaan nie, gaan jy agterraak. En laastens, my geestelike fokus het verskuif. Ek kan nie vanoggend die aan tyd spandeer nie, ons tyd is verby, maar hier is so belangrik vir jou om van kennis te neem. Gelowiges het nodig dat hulle geestelike fokus verskuif. Van vasgevang in die verlede na 'n visionêre lewensbeskouing. Wat beteken dit? Vir baie gelowiges wat dink hulle is geestelik, is die enigste tema van daardie dink ek is geestelik, is die spooke van my verlede. My enigste geestelike aktiwiteit, enige geestelike energie wat vloei, gaan oor, ek het nog 'n ding in my verlede. Ek het nog 'n issue in my verlede. Ek het nog 'n probleem in my verlede. Die Here moet nog iets doen in my verlede. Daar's nog iets wat nie afgehandel is nie. Ek moet nog iets bely oor my verlede. Daar's nog 'n wonderwerk wat moet gebeur in my verlede. Ek is nog nie los nie want ek het of my oupa het of iemand het iets gedoen wat ek nie van weet nie. En iemand moet dit nog sê. Luister mooi. Jy sit op heeltemal die verkeerde plek in jou boot. Jesus het een antwoord, net een antwoord vir geestelike bevryding. Mense luister mooi. Jesus het een antwoord vir geestelike bevryding. Wedergeboorte. Wedergeboorte. Die res van die demoniese bevryding en die inspraak en die bestrawing en die konfrontasie doen dit met mense wat nie wedergebore was nie. Al die gevalle waar Jesus met demoniese goed en goed van die verlede gekonfronteer word in mense se lewens, is voor wedergeboorte. Nie eenmaal sukkel Jesus, of Paulus, of Petrus, of Timoteus, of enige van die apostels van die Nuwe Testament, nie eenmaal sukkel 'n apostel of Jesus in die Nuwe Testament met demoniese werking in 'n gelowige nie. Nooit nie. Weet wat maak dit wanneer ons dit nie weet nie? Is ons sit die hele tyd hier. Sê wat jy hoort nie. Jesus het een antwoord vir bevryding, net een antwoord. Wedergeboorte. Dis al. Dis hoe Jesus mense vrymaak. As wedergeboorte is, en hulle wat deur Jesus vrygemaak is, waarlik vry is. Wat is dan nog? Maar ek is wedergeboorte, maar ek sukkel nog steeds. Kry lering. Raak visionêr in jou geestelike lewensbeskouing. Hou op hier by die verlede karring. Here, hoekom is hierdie man blind gebore? Het hy of sy ouers gesondig? Voorvader sondes. Jesus antwoord hulle nie eens nie. Hy ignoreer hulle. Hoor wat sê hy? Hy sê, sodat. Hulle vra hoekom? Jesus sê nie omdat nie. Hy sê sodat. As enige van daardie 12 disippels die guts gehad het om Jesus te konfronteer, het hulle sê, Jesus, dis nie wat ons gevra het nie. Maar die waarheid maak jou vry. Dis wat hulle gevra het nie. Hulle vra, hoekom is die man blind? Wie het gesondig? Hoekom? Verlede. Die geesvervulde lewe is visionêr vorentoe. Jesus antwoord, sodat. Nie hoekom nie, sodat. Sodat my Vader verheerlik kan word. Einde van die gesprek.
En die waarheid maak hulle vry. 'n Teken dat jou boot maksimum spoed gaan optel. 'n Teken dat daar gaan begin beweging kom in die vaartuig van jou lewe. 'n Teken, 'n aanduiding dat die profetiese woord oor jou lewe uiteindelik kan begin realiseer. Dat die roeping oor jou lewe uiteindelik begin realiseer. Van vasgevang in die verlede na 'n visionêre lewensbeskouing. Kom vry. Begin anders dink oor jou geestelike lewe. Jy's nie geestelik geroep om te karring in die verlede nie. Te veel Christene maak 'n lewe daarvan om in die asblikke van die verlede van ander gelowiges rond te krap om goed te probeer verduidelik. Dis nie 'n roeping nie. Daardie voertuig het nie reverse gear nie. Is om vorentoe te gaan. En God wag vir jou in 'n nuwe toekoms. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat ons kan kom leer, want die woord sê ons moet kundig wees in die geestelike dinge. Here, red ons van 'n lewe wat die geestelike dinge vir ons dwaas lyk. Leer ons om die wysheid van die Gees raak te sien en dit te gaan ondersoek en dit na te jag en daarmee te begin assosieer, maak dit ons wêreld. Leer ons hoe die Gees werk. Leer ons om nie net die wind te hoor nie, maar te weet waar vandaan en waarheen hy op pad is. Leer ons die Gees lewe. Leer ons om Gees vervuld te leef in die naam van Jesus. Amen.